Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning, net hier op VIA. Ek is Arnold Geerts en dit beteken dis sporttyd. Premier Padel en Prime Media het onlangs hande gevat om vir die eerste keer ooit die Qatar Airways Premier Padel Tour of Suid-Afrika toe te bring. Visie-president van Prime Media Sport, Toby Badenhorst, kuier vandag saam met ons om meer oor die toer hier te gesels en ons te vertel van watter wêreldklas spelers hulle lok. Toby, lekker om jou saam met ons te hê. Dankie vir die vroeg opstaan vanoggend. Nee, dankie Arnold. Toby, hoe het dit gebeur? Hoe kry mens so 'n groot toernooi hier in Suid-Afrika? Ja, ons het so Prime Media Sport so 2 jaar terug begin en ons het navorsing gedoen oor watter sportkodes wys die vinnigste groei in die land en ek neem aan as jy elke hoek deesdae verbyry is daar 'n paddelklub of paddelbane wat gebou is en dit is weer die vinnigste groeiende sport nie net in Suid-Afrika nie maar ook wêreldwyd en die syfers wys vir ons jy weet van Playtomics data wat ons gesien het. Daar's nou 500,000 geregistreerde spelers in Suid-Afrika. Daar's meer as 80,000 maandelikse deelnemers wat die sport aan deelneem. Daar's 1,500 bane wat nou gebou is in Suid-Afrika en meer as 450 klubs. Jy weet, so dis 'n goeie fondasie wat nou geskep is die laaste 5 tot 7 jaar vir ons om uiteindelik nou 'n groot internasionale toernooi aan te bied en dan vir om spelers die kans te bied om te kan deelneem in die toernooi. Hoekom het padel so ontplof in Suid-Afrika, dink jy? Eerstens, ek dink dit is dalk 'n makliker sport om te speel. Dit word baie vergelyk, met tennis en muurbal ook. Maar ek dink dit is baie clubs wat omskep word in in hierdie geleenthede om te kan deelneem in padel. Ek weet daar's ook sprake van dat die sport dalk by die toekomstige Olimpiese spele ingesluit kan word. Ek is seker dit gaan kom. Met 2032 dalk, so ek dink dit is veral 'n sport wat baie populêr is in die Latynse wêreld of gedeeltes van die wêreld, veral in Spanje, in Argentinië, Mexico en in Italië. Maar weer eens die syfers wys vir ons dat globaal is Suid-Afrika gelys as een van die top 5 lande wêreldwyd wanneer dit kom by deelnemers. In terme van die daaglikse paddelbesprekings en ook met Red Bull TV wat die Premier Padel toernooie beeldsend. Hulle data wys ook dat Suid-Afrika top 5 land is in terme van kykers wat die sport volg. Die toernooi word bestempel as 'n P1 toernooi. Wat beteken dit? So dit is maar as ek kan vergelyk met tennis, in paddle het jy ook jou 4 majors soos wat tennis hulle 4 Grand Slams het. Tennis het jy ATP 1000, 500 ensovoorts. So die P1 is maar soortgelyk as 'n ATP 1000 toernooi. So die prysgeld is 479,000 euros en net onder die 10 miljoen rand wat op die spel is en dan ook 1000 punte in vergelyking met 'n P2 wat 260,000 euro en dan die helfte van die punte is. Ja, so ons was aanvanklik 'n P2 toernooi, maar met die oorlog wat die Midde-Ooste uitgebreek het ons uitgereik na Premier Padel toe om te sê hoor die Qatar toernooi gaan teen dalk nie plaasvind nie en toe is ons opgegradeer na 'n P1 toernooi toe. So wat beteken dat die wêreld se beste spelers almal moet kom deelneem vanaf die 26ste Julie tot die 2 Augustus toe. Dit was juist die volgende vraag. Vertel vir ons watter spelers kan ons verwag om te sien? So, soos ek sê, beide die wêreld se beste mans en vroue spelers is almal bekend en bespreek vir die toernooi. So Tapia en Coelho, ek dink as deel van hierdie toernooi is daar ook 'n groot werk vir ons om te doen om hierdie spelers hoe kan ek sê bekend te maak en te bemark in die Suid-Afrikaanse publiek en so ook ons Suid-Afrikaanse spelers wat gekwalifiseer het. So daar's nagenoeg 224 spelers, mans en vroue wat gaan deelneem aan die toernooi. Ons het ongeveer 20 vroue spelers van Suid-Afrika wat in die totale groep van 80 gaan deelneem. En in die mansgedeelte is daar 12 Suid-Afrikaanse mans wat dan deelneem uit die groep van 144 uit. So 'n goeie geleentheid vir hulle om punte te kan verdien en dan ook, soos ek sê, 'n naam vir hulle self te kan maak. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ook wêreldwyd in die paddelmark. Net soos in tennis moes ons heel duidelik kwalifiseer van ons spelers, maar vertel vir ons van ons Suid-Afrikaanse plaaslike spelers wat ons in aksie kan sien en van die tennisspelers wat paddel toe gegaan het. Ja, so in die vroue afdeling het ons vir Linke Steenkamp en Zoe Creer, Zoe ook 'n dogter van voormalige Springbok Ruben Creer. Hulle gaan deelneem in die hoofafdeling van die vroue span.
Dan in die kwalifiserende ronde het ons 'n hele groep Suid-Afrikaanse spanne wat gekwalifiseer het, omdat baie van die internasionale spelers 'n bietjie weet van hulle het onttrek, so wat die deur dan oopgemaak het vir hom deel te neem. So 20 uit die 80 vroue deelnemers gaan Suid-Afrikaners wees, weet wat goed is vir ons. En in die mansafdeling spelers om vooruit te kyk is Luan Kriege, Richard Ashford. Hulle is die eerste gelys weet op die ranglys in Suid-Afrika. Adam van Aerten en Warren Keane is dan die weet tweede ook op die ranglys. So ons het 3 manspanne in die hoofafdeling en dan nog 3 in die kwalifiserende ronde. So dit begin Sondag die 26ste Julie tot Sondag die 2de Augustus toe by die Sunbet Arena hier in Pretoria. En kaartjies is tans beskikbaar op weet Ticketmaster en ons het weet ook lesse geneem van die ander sportkodes waar weet so pryse is bekostigbaar. R250 tot R650 vir die eerste gedeelte en dan R650 tot R1250 vir die latere gedeelte. Maar die finale naweek is alreeds die kategorie 1 kaartjies is alreeds alles uitverkoop en word soos soetkoek op die oomblik verkoop, weet vir mense wat belangstel in paddle. Dit word ook heel duidelik en kan gebruik word vir bewusmaking van die spel, nie waar nie. Dis regtig eintlik waaroor dit gaan op die ou einde. Ja, ek meen uiteraard van die saak as Prime Media het ons ook die TV-regte bekom om die toernooi te kan beeldsend buiten die promosieregte. So dit vorm deel van 'n 3 jaar lange kontrak wat ons geteken het met Premier Paddle. So Vrydag 31ste Julie tot Sondag die 2de Augustus kan mense die spel volg op Red Bull TV. En dan vanaf Maandag die 27ste Julie tot Sondag die 2de Augustus sal dit gebeeldsend word op ESPN Africa, wie die hele Sub-Saharan Africa weet gedeelte op DStv kanaal 218. En is ook in die Disney Plus app waar mense dit kan kyk. So buiten die sport is daar ook hoop vermaak wat ons op die spel gesit het met baie plaaslike kunstenaars wat gaan optree. Daar's ook 'n hele kommersiële of weet 'n brandaktiveringsgedeelte weet wat gaan plaasvind. So hoopvermaak, kos, stalletjies en alles weet wat 'n mens kan verwag by so 'n tipe event ja. Heel duidelik 'n groot oomblik vir Prime Media om die soort van ding te kan aanbied, nie waar nie? Ja, weer eens, ek meen Prime Media is uiteraard vir die saak baie bekend in die radio en weet die bemarkingsgedeelte van die spel, maar sport, soos wat ons weet, is na in die hart van by Suid-Afrikaners. En Premier Paddle is 'n groot geleentheid vir ons om te kan wys, jy weet wat ons kan doen in terme van die aanbied van die toernooi. Paddle is ook 'n nuwe sport, weet wat ek dink almal so 'n bietjie onseker, jy weet ons weet almal neem deel, maar wat kan mense regtig verwag van dit? So ek is baie bevoorreg om in Desember die Premier Paddle finale in Barcelona te kon besigtig en dit is ongelooflik die spoed van die spel, jy weet dis asemrowend. Ja, absoluut. Jy weet, so ek dink Suid-Afrikaanse sportliefhebbers of jy nou regtig paddle belangstel of nie, ek dink daar's 'n goeie geleentheid vir weet mense om kaartjies te kan koop en dit kan sien, jy weet, saam met hulle gesinne om die dag te kan bywoon. Toby, baie lekker om jou saam met ons in die ateljee te gehad het. Hoop jy gaan vir ons die wenners bring. Absoluut. Die volgende week. Ons sien uit daarna. Dis dan dit wat paddle aanbetref 'n groot oomblik vir Suid-Afrika. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug en dan gesels ons oor 'n ander tipe van toer, blomme in Namakwa land.